Baie welkom aan almal op Facebook of YouTube wat na hierdie diens kyk. Dis ons baie spesiale opwekkingssondag diens. Een van ons hoogtepunte van 'n paar dienste tydens die Paasnaweek. Vir die van die wat ver is en nie fisies hier kon wees nie, hoop dat jy 'n goeie Paasnaweek gehad het, nou dat darm geleenthede was waarna jy kan kyk of by kon inskakel. Onthou ons goeie Vrydagdiens wat Dominee Werner gelei het, is ook opgeneem en is ook beskikbaar beide op Facebook en YouTube. Gaan kyk gerus daarna. Dan is dit net so dat tydens daardie diens en met vanoggend se diens, die opwekkingsdiens, het ons 'n baie groot deel van musiek en sang gemaak in die erediens, wat ongelukkig nou nie hier weergegee kan word nie. So jy kry nou maar net die kernboodskap uit die woord uit wat belangrik is, maar die dienste by die kerk was veel ryker en baie aangrypend met die wonderlike sang en musiek. Ons het ook vanoggend, Sondagoggend vroeg, 'n diens daar by ons gedenkmuur gehou by die Nisse, waar ons ook 'n bietjie gereflekteer het oor die opwekking van Jesus, so 'n bietjie vanuit 'n ander hoek as wat mens gewoonlik in 'n preek doen. Hoe dit ook al sy, baie geseënde tyd vir julle almal en mag jy ook waarde vind in hierdie kernsaak van ons geloof waarby ons vandag stil staan namens die opwekking van Jesus. Ons is bly dat julle met ons deel. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die wonderlike werking van sy Gees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir nog 'n Sondag, vir nog 'n geleentheid om u opwekking uit die dood te herdenk, en dankie dat ons dit ook weekliks kan doen. Dankie vir hierdie grootste van alle momente in u verhouding met ons en in ons verlossingsplan. Die opwekking uit die dood, die breek van die mag en die greep wat die dood en die sonde gehad het. Ons dankie vir die genade dat ons nie net daarvan kan weet nie, maar deur u Gees daarin kan glo. Nie net dat dit gebeur het nie, maar glo dat dit alles verander. Here, ons wil bid dat u verheerlik sal word deur hierdie erediens, deur ons gedagtes, ons gebede en in die gemeente deur die sang en musiek. Ons aanbid U as die enigste ware en lewende God. En met die opwekkingstema is dit weer so belangrik om daarop te fokus, dat U die lewende God is. Dankie dat U ons uit genade geroep en gered het. Nou wil ons bid dat U ons sal lei om vandag ook 'n bietjie meer te leer of 'n bietjie dieper te dink oor die implikasies van die opwekking. Wees met ons asseblief. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Amen. Ek hou baie daarvan om tydens Paasnaweek en die dienste oor Paasnaweek net altyd weer so vir almal te herinner aan die basiese tydslyn van hoe dinge verloop het. Een van die hoogtepunte net voor die Paasnaweek was Jesus se intog in Jerusalem, en almal ken die storie op die vel van 'n donkie. Almal onthou nie altyd dat dit nie uit nederigheid was nie, maar dat dit 'n openbare verklaring was van sy koningskap, want dit was 'n vervulling van die Ou Testamentiese profesie. So Jesus sê sonder 'n woord deur sy intog in Jerusalem dat hy die koning is, die beloofde Messias. Dit lok geweldige lofreaksie uit by 'n groot deel van die volk, maar dit lig ook verskriklike vrees en kritiek uit, tot so 'n mate dat die Joodse Raad moet vergader en sê, wat
gaan ons hier aan doen? Hierdie situasie is absoluut plofbaar, veral tydens Paasnaweek in Jerusalem, en as daar sprake van 'n opstand sou wees, konflik met die Romeinse regering. Hoe dit ook al sy, die volgende hoogtepunt is die donderdag aand, wanneer Jesus en sy naaste disippels bymekaar is om die Paasmaaltyd saam te eet. En dan doen Jesus natuurlik die verstommende ding, wat sy disippels nie op daai oomblik verstaan het nie, en dit was om die Paasmaaltyd te verander in wat ons later sou ken as die nagmaal. Wanneer hy die brood breek en sê, dit is my liggaam, dit is vir julle, die beker van danksegging gee en sê, dit is my bloed, en dit is vir julle. Later die donderdag aand is Jesus in hegtenis geneem, en daarna begin die nag van spot, en Vrydagoggend die verhoor meer as eenmaal, en dan uiteindelik Vrydag die kruisiging. Jesus sterf ongeveer 3 uur, volgens die synoptiese evangelies is hy haastig begrawe voor sononder, omdat die Sabbat dan sou begin, en dan is dit natuurlik Sabbat, en van sononder Vrydag tot sononder Saterdag gebeur daar niks, staan bekend as stil Saterdag, en dan is dit weer donker, en dan Sondagoggend vroeg is van die vroue op pad na die graf toe, om Jesus se liggaam te behandel met die reukolies, soos hulle gebruik was. En dan tref hulle natuurlik 'n leë graf aan, en dan die belangrikste van alles, Jesus het nie verdwyn nie, maar begin dan, daardie selfde oggend, met sy reeks van verskynings. En daardie verskynings duur vir 'n volle 40 dae. Uiters belangrik. Dan ons tema vir hierdie opwekkingsdiens. Die tema is die dat en die wat van die opwekking van Jesus. Die dat en die wat van die opwekking van Jesus. Boodskap se eerste punt gaan baie kortliks fokus op die feit dat ons glo dat Jesus uit die dood opgewek is. En dan wil ek meer aandag gee aan ons tweede punt, is, wat is die betekenis van die wat van die opwekking? Anders geformuleer, wat is die implikasies van daardie geloof vir my lewe? Ons staan baie keer net stil by die gebeure. En het is geweldig belangrik om stil te staan by die gebeurtenis van die opwekking van Jesus. Maar ons moet tog verder gaan en ook praat oor die implikasies daarvan. Nou ja, ons eerste hoofpunt, die dat van die opwekking. Ek wil hier 'n paar kort opmerkings maak en ek wil begin by Paulus. Paulus se hele bediening is gebaseer op die basis van die feit dat Jesus uit die dood opgewek is. Ek verwys geweldig baie na 1 Korintiërs 15, maar ons moet dit altyd maar weer en weer gaan lees. Paulus begin 1 Korintiërs 15 deur, wanneer hy skryf vir die mense te herinner en sê, die heel belangrikste wat ek ooit aan julle oorgelewer het, aan julle oorgedra het. Met ander woorde, die heel belangrikste, uit al my briewe, al my preke, al my gesprekke, wat julle gehoor het, is die volgende. Jesus Christus het mens geword, dit was voorspel in die Ou Testament, hy beskryf dit as volgens die skrifte, hy het gesterf, en hy is opgewek uit die dood. En dan laat val hy al die klem op, dat 'n mens moet seker wees van die feit dat Jesus opgewek is. En hy lê die klem daarop deur verskriklik mooi, gaan lees dit self, 'n lys te gee van aan wie Jesus almal verskyn het. Hy noem name, en dan noem hy op die ou end ook al Jesus se naaste disippels, en ook sy broer Jakobus, en dan sê hy, op 'n stadium het hy aan meer as 500 mense verskyn. En dan heel laaste, sê Paulus, laaste, het hy ook aan my verskyn. Nou ons onthou dat Jesus homself openbaar het aan Paulus, terwyl hy op pad was na Damaskus. En dit was lank na die hemelvaart.
So dit staan bekend as die laaste, waarin Jesus homself openbaar het as die opgewekte Here. As Paulus daai basis gelê het, dan begin hy met 'n argument in 1 Korintiërs 15, waar hy heen en weer die argumente gooi, en is kostelik hoe hy dit doen, en sê, as daar nie 'n opwekking is nie, is daar nie 'n evangelie nie. Dan is daar geen boodskap nie. Daar's geen preek nie, daar's geen hoop nie. As Jesus nie opgewek is nie, sal ons ook nie opgewek is nie. En dan maak hy sy argument voltooi met die stelling, maar nou, Christus is opgewek as eersteling uit die wat gesterf het. En met daai woord eersteling bedoel hy die eerste een wat permanent opgewek is uit die dood. Jesus het 'n paar mense uit die dood uit opgewek, maar dit was tydelike opwekkings. So, dit is die kern waarop Paulus fokus en sy bediening baseer. Maar die feit dat Jesus uit die dood opgewek is net die beginpunt. Dit is wel 'n onontbeerlike beginpunt. Ek kan nie dink dat enige geloof, byvoorbeeld in die bestaan van God, maar wat nie insluit om te glo dat Jesus uit die dood opgewek is nie, 'n ware geloof kan wees nie. Want dit is die kern van die kern van die kern van ons geloof. Sonder die opwekking van Christus was daar geen oorwinning nie en kan daar geen boodskap wees nie. Daarom moet ons tweedens vra, hoe verander my geloof dat Jesus opgewek is, my lewe? Of wat is die implikasies van my geloof in die opwekking van Jesus vir my lewe? Sommige mense het 'n baie verskraalde idee van die implikasies hiervan. Hulle dink eintlik maar net dat dit beteken, okay, so ons sal ook eendag met die wederkoms opstaan uit die dood en daar sal 'n nuwe lewe wees. Nee. Die implikasies van Jesus se opwekking is soveel meer en soveel meer omvattend en ingrypend. Ek wil sê dit raak alles in my lewe as gelowige. Ek wil 2 kort skrifgedeeltes eers uitlig en later by 'n derde stilstaan. Maar kom ons lees net eers uit Kolossense hoofstuk 2, vers 6 tot 13. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese, godsdienstige reëls, en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof van oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het ook by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Daar staan dit so uitdruklik, ons is
saam met Jesus begrawe en ons is saam met hom opgewek. Ons kan dit beskryf as, ons was daarby ingereken. Hy het dit vir ons gedoen, en namens ons gedoen, maar dit tel vir ons. Nou ek sê hierdie implikasies van die geloof dat Jesus opgewek is, raak alles in ons lewe. Nou kan ons natuurlik nie in 'n diens soos hierdie probeer om die alles uit te spel nie. Maar ek gaan raak aan enkele implikasies. Die eerste een, die opwekking van Jesus, beteken dat die Christelike godsdiens die enigste ware godsdiens is. In geen ander godsdiens speel enige leiersfiguur of reddersfiguur of verlossingsfiguur hierdie rol nie. Daar is mense wat gesien word as redders, as verlossers in al die verskillende godsdienste. Maar geen een van daai redders was dood en het weer lewendig geword nie. Het die mag en die greep van die dood gebreek nie. En as iemand nie die mag van die dood en die greep van die dood kan breek nie, kan hy nie werklik as 'n verlosser beskou word nie. Daarom onderskei die opwekking van Christus en ons geloof dat hy opgewek is, ons geloof van alle ander godsdienste. 'n Tweede implikasie. Deur die dood en opwekking van Jesus staan elkeen van ons wat aan hom glo as verlosser nou ook in 'n nuwe verhouding tot die Vader. Ons hou nie altyd genoeg rekening daarmee dat ons volkome verlos en vrygespreek is nie, dat dit afgehandel is nie. En daarom leef baie mense nog met 'n vrees en leef baie mense met 'n verwagting van straf. Ek weet dit is 'n verskriklike moeilike ding wanneer slegte dinge in ons lewe gebeur en 'n mens vra baie keer, straf die Here my nou vir iets? Al het ons nie die antwoorde nie, moet ons net weet, dit moet 'n ander antwoord wees. God, die Vader, het klaar gestraf aan Jesus Christus. En ons was daarby ingereken. Daarom leef ons nie in vrees en nie met die verwagting van straf nie. Kom ek lees net weer die kerngedeelte uit Kolossense 2. Ek gaan net vers 12b en vers 13 weer lees. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Dan kom ons by 'n derde implikasie vir ons lewens van die geloof dat Jesus opgewek is uit die dood. En dit wil ek vreeslik eenvoudig beskryf as 'n prioriteitsverskuiwing. Dis nie so eenvoudig om te doen nie, maar is 'n lekker eenvoudige manier om dit te beskryf. 'n Prioriteitsverskuiwing. Dit beteken doodeenvoudig dat as ek glo dat Christus vir my gesterf het en vir my opgewek is uit die dood en klaar oorwin het en ek nou versoen is met God, dan moet sekere dinge in my lewe begin kleiner word, minder van 'n prioriteit word, moet begin afneem in waarde, en ek wil doelbewus nie voorbeelde noem nie, want ons elkeen moet dit uitpluis in ons eie lewe. Watter dinge in my lewe is vir my te belangrik? En as ek dit vergelyk met die feit dat ek in God 'n verloste is hierdie dinge nie veronderstel om so belangrik te wees nie. En geleidelik verloor daai goed hulle hoë prioriteitsstatus.
Maar die teenoorgestelde moet ook gebeur. Sommige dinge wat vir my dalk nie belangrik gelyk het nie. Sommige dinge wat in die oë van die wêreld dalk nie as baie belangrik lyk nie, word nou in my verhouding met God belangriker en belangriker en belangriker en groter en word 'n groter en 'n hoër prioriteit. Kom ek lees uit Kolossense 3 vers 1 tot 4 waar Paulus so ietsie hiervan vir ons pragtig beskryf. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. 'n Prioriteitsverskywing, maar is 'n groeiproses en is 'n proses van ontwikkeling of 'n proses van geestelike volwasse wording. Die vierde en laaste perspektief wat ek wil aanraak, van hoe ons geloof in die opwekking van Jesus uit die dood ons lewens verander. Dit verander ons perspektief, ons siening, ons prentjie van die lewe en van die dood. Dit verander ons perspektief ten opsigte van die dood van ons geliefdes. En dit verander ons perspektief oor die dood, ons eie dood. Nou dat ons weet dat Jesus opgewek is uit die dood, en die belofte gemaak het dat ons in daai opwekking en daai verbreking van die mag van die dood kan deel. En in Paulus se pragtige beskrywings van hoe ons by daai sterwe en opwekking inbegrepe was, sien ons die dood nie meer as 'n einde nie. Dit bly nog steeds intens hartseer, want dit is 'n verlies. Maar ons sien dit nie meer as die einde nie, ons sien dit as 'n oorgang, as 'n nuwe begin, as 'n nuwe geboorte, as die begin van die derde fase van ons lewe. Eerste fase van ons lewe, ongeveer 9 maande in die baarmoeder. Tweede fase van ons lewe, van die oomblik dat ons gebore is, tot ons fisies ons asem uitblaas. Derde fase van ons lewe, van die oomblik wat ons laaste asem uitblaas, en die nuwe lewe in 'n nuwe dimensie by God begin. 'n Lewe by God, maar in 'n totaal nuwe dimensie. Kom ek lees net een van Paulus se pragtige beskrywings hiervan. Romeine 14 vers 7 tot 9. Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus ook gesterf en weer lewend geword, om Here te wees van die dooies en die lewendes. Geliefdes, ek sluit af. Kom ons gaan leef vanuit hierdie nuutheid, wat die opwekking van Jesus uit die dood in ons lewens tot stand bring. Amen. Here, help ons asseblief, ons is baie keer so vasgevang in ons wêreld, so vasgevang in ons beperkte verstandelike vermoëns, ons beperkte ervaringswêreld, dat dit vir ons baie moeilik is om ons in te dink dat die dood nie 'n einde is nie, maar 'n nuwe begin.
Moeilik is om vir ons in te dink dat toe hy opgewek is uit die dood, 2000 jaar gelede dit alreeds vir ons getel het en dat ons daarbey inbegrepe was. Ons kan nie u genade verstaan en klein kry nie. Maar help vir ons om dit te glo. En dankie dat geloof verder kan gaan as verstaan. Ons wil bid dat u ons sal help om te groei in ons verbondenheid met u. En ons wil bid dat hierdie sekerheid van die opwekking 'n absolute draagkrag in ons lewens sal word. Here, laastens bid ons vir elkeen wat ook kyk en luister, sy persoonlike omstandighede. Want in die groter prentjie van alles, is u ook bewus van ons klein daaglikse situasies. Party kommer, party siekte, party finansiëel, party verhoudingsgewys, maak nie saak wat nie. Help ons, wees ons genadig asseblief. En nie net vir ons as individue nie, maar ook vir ons land en ons wêreld. Ons bid dit in afhanklikheid van u. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die wonderlike, oortuigende teenwoordigheid van God die Heilige Gees versterk jou en bly by jou. Amen.